Lekker om vanmiddag hier te wees, né, Leon? Inderdaad, Mike, 'n goeie dag en welkom van my kant af ook. Nou ja, hier volg dan die nuus. In werk net, waar ons net werk. En meeste van die tyd werk dit net. Ondersoek ons vandag 'n vuilspel in rugby, na aanleiding van 'n voorval vroeër die week, toe die Transvaalse vaskopstit Piet Kreur met 'n stywe arm geloop is. Hy speel nou loskop. Die staatspresident het vandag 'n telegram aan Dr. Louis Luit gestuur, waarin hy hom gevra het of daar nog plek is vir sy kokes. Dr. Luit het geantwoord, en ons haal hom volledig aan, ja, net as dit skoon kokes. Groot kommer heers in Transvaalse onderwyskringe na die grootskaalse uittog van leerlinge uit die provinsie na die westelike provinsie. Indringende ondersoek het aan die lig gebring dat die leerlinge baie graag eerder daar wil skool gaan, want sê hulle, in die WP kry mens net Sadra pak. Dr. Dawie de Villiers het ook 'n telegram aan Dr. Louis Luit gestuur, waarin hy hom gevra het of daar nog plek is vir die speaker. Dr. Luit het geantwoord, en ons haal hom weer eens volledig aan, baie dankie vir die aanbod, maar Ellis Park het uitstekende speakers. Twee van Suid-Afrika se bekendste rugbyspelers, Naas Botha en Dani Gerber, is besig om multimiljonêers te word. Naas met sy voet en Dani met sy broek. Na aanleiding van berigte voel Dani egter dat hy baie meer geld kan maak uit Naas se voet as met sy eie broek, en is hy derhalwe bereid om sy broek uit te trek vir Naas se voet. Na aanleiding van die aanbod het Naas die raad ingewin van sy Engelse stuk wat gesê het, en ons haal haar aan, sy voet, daar steek baie meer in jou voet as in sy broek. Buitendien, ek is mal oor jou voet, aldus Naas sy Engelse stuk. Intussen het Naas besluit om voet by stuk te hou. Die minister van Samentrekking en Ontnugtering het vanmiddag by Ellis Park opgetree as die as die gasheer. Ons luister na die minister. Uit die aard van die saak is dit vir my 'n groot voorreg om hierdie Currieweek amptelik te open. Want daarmee is die saak nog nie afgehandel nie. Ek sou graag wou hê dat die mense hierdie wedstryd te moet geniet, want uit die aard van die saak, ons woon in 'n vrye land. En ons noem dit 'n demokrasie. Maar ek sou ook graag 'n beroep doen op die Transvaalse toeskouers om nie van Naas uit te jou elke keer as hy die bal skop nie. Soos hulle dit noem, 'n damn ou nasie. In hierdie land van ons is daar twee groepe. Te wete die blou groep en die rooibond groep. En soos ons weet, mag die een groep nie aan die ander groep se gebied inmeng nie. Daar is 'n wet daarteen en dit staan bekend as die groep by die wet. En as hierdie inmenging dan wel sou plaasvind, is hierdie wet reeds deurgevoer in die Eerste Kamer, in die Tweede Kamer, in die Derde Kamer, maar geskraap aan die slaapkamer. En indien nodig, sal dit verder gevoer word tot in die kleedkamer of dan in die kamer verlaat. Ons staan nou die dag in die staande komitee en iemand sê vir my, sit hier komitee. En nadat die tee ter tafel gelees hy, sê hy vir my, wat dink jy van Hendrikse? En ek sê, Hendrikse wat? En hy sê, Hendrikse neefie, Naas Botha. Ek dank u wel. Aldus die minister. En daarmee is die koel deur die kerk, die bal is deur die palle en die kind se naam is Wit Willem. Ons weerberig volg hierna, maar van my kant af eers totsiens. En van my kant af, totsiens en 'n goeie dag.